Goeiemôre, broer en suster. Welkom aan elkeen. As jy nou nog nie gehoor het nie, ons Here leef. Hy het opgestaan. Hy is teenwoordig deur sy Gees by my en by jou. So wat ons hier is, welkom aan elkeen weer. Kom ons staan. Dan begin ons hierdie erediens ook met 'n toetrede lied. Ons begin met lied 177. Kom ons sing die lied hartlik saam. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Nie meer twyfel, vreugde en blydskap, in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Kan jy plek inneem? Kom ons bid saam. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die krag, die mag, die majesteit tot in alle ewigheid. Hierdie Here groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader en die Here Jesus Christus wat opgestaan het. En dit ook deur die kragtige werking van die Heilige Gees, ons trooster. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan en sing ons twee liedere saam. Ons sing vonk 5, vreugde, vreugde, juig van vreugde, en dan daarna lied 201. Dan vra ek dat julle sal staande bly. Na die twee liedere. Ekskuus. Dankie Tannie Henriette. Vreugde, vreugde, juig van vreugde, want ons Heiland het gereis. Tot die dood was hy verneder, hy die graf het hy gereis. Alle eer aan die oorwinnaar, elke knie moet voor hom buig. Jesus Christus is die Here, elke tong moet dit getuig. Jesus leef hy hier vir ewig, heerlik is sy majesteit. As gestuurde van die Vader, stuur hy ons nou wêreldwyd. Hy bring healing, skenk bevryding, daarvan moet ons bly getuig. Vreugde, vreugde, juig van vreugde, want ons Heiland het verreis. Ons sing neer, by voor hom neer, bewys aan hom neer. Laat elke mond om lof en prys
erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolik juig, wat lief, dank en prys, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lof prys die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juig. Laat almal saam hom eer betoon, en voor al koning buig, en voor al koning buig, en voor koning buig. Broer en suster, broer en suster, omdat ons in hierdie Here glo, bely ons ook ons geloof dan hardop saam. En ons doen dit staande in die woorde en die geloofsbelijdenis van die apostoliese geloofsbelijdenis. So kom ons doen dit staande en ons doen dit hartlik saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in die ewige lewe. Kan die plek inneem. So wat ons sit, gee ek 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, dankie Here, dat ons in hierdie oggend kan terugdink, die woorde kan hoor, U het opgestaan, U het waarlik opgestaan, die Here leef, dat ons dit kan uitpasyn, kan sing, Here, van vreugde, van blydskap, want Here, U het die dood oorwin. Here, U het versoening gebring tussen ons en U. Here, ons kan 'n nuwe lewe leef wat U vir ons gee. Dankie, Here. Dankie, Here, vir dit wat ons kan beleef. U goedheid, U genade, U guns, dat ons dit ook kan uitdra. Ons kom vra, Here, wees met ons in dit wat ons doen, daar waar ons gaan, dat ons dit ook sal doen tot eer en verheerliking van U. Amen. So wat ons sit, kom ons sing hier die volgende lied saam, die 209, so wat ons sit.
Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel, en van al die reddingsdade. Heer, met my hele hart, sing ek 'n lofsang, ek wil oor U altyd bly en vrolik wees, ek wil U naam besing, ek wil oor U altyd bly en vrolik wees, halleluja. Broer en suster, ons dink terug aan donderdag aand het ons gelees uit Filippense, waar Paulus die gemeente van Filippi oproep om met dieselfde gesindheid te leef wat daar in Christus Jesus was. En dan lees ons vanaf vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God, die Vader. Dan kom Paulus, dan roep hy hierdie gemeente op, verder, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was, des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en onsag daarop toelê, om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teerpraat, sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van 'n ontaarde en korrupte mense, tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Mag ek en jy, broer en suster, as ligdraers optree, want God leef. Hy het gesterf ter wille van my en jou. Ons lees dit. Mag hierdie gesindheid van God wat homself wil prysgee, wat homself prysgegee het, aan ons posvat, en mag ons dit uitdra en uitleef, daar waar ons gaan deur lig te wees, hoop te bring, om te gee. Kom ons staan en sing ons die volgende lied, dan hartlik saam as antwoord, lied 422, ons sing vers 1 en 3 van hierdie lied saam. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan, vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry, oor sonde, mag en heerskappy. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan, aan hom die lof, die roem en eer, hy laat ons met hom triomfeer. Laat ons o Here deur die Gees afhanklik en oorwinnaar
Broer en suster, ons skriflesing van môre kom uit Matteus hoofstuk 28. Ons lees daarvan van vers 1 tot 8. Kom ons bid saam. Here, is 'n voorreg om vanmôre hier in U teenwoordigheid te kan wees. Om te kan weet, Here, dat U die God is wat gesterf het, maar dat U ook die Here is wat leef, wat opgestaan het. Here, is 'n voorreg om 'n lewende, almagtige, heilige God te dien. En so kom ons in hierdie oggend in afhanklikheid. En ons kom vra, Here, breek U woord vir ons oop. Ons kom vra dit in U naam. Amen. Ons lees die weergawe in Matteus. As jy nou na die ander evangelies wil kyk, dan kan jy sien daar in Markus 16, Lukas 24 en Johannes 20. Na die Sabbatdag, toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms, dit was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Wat skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Dan sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moet sê. Hulle het haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Tot sover ons skriflesing van môre. Paasfees, as ons dink aan Paasondag, as ons dink aan Paastyd, gaan oor 'n 4-letter woord. En as jy hierdie woord kan onthou, broer en suster, as ons dit kan doen, dan gaan ons net soveel verder gaan met ons geloof, met ons lewe. En die woord is lewe. Die woord is hierdie 4-letter woord. Kom sê vir my en vir jou dat ek en jy in hierdie wêreld is, in hierdie wêreld 'n geleentheid het op 'n nuwe lewe, 'n vol lewe, 'n oorvloedige lewe, 'n verloste lewe. 'n lewe want Christus is opgewek. Hy leef. En die doel van hierdie lewe wat ek en jy hier op aarde doen, dit wat ons dag na dag aandurf, kan so maklik vir mekaar sê, die uiteinde is maar die dood, so wat is die sin daaraan? Die lewe begin op die oomblik as ek en jy besef dat Jesus Christus die rede vir ons lewe is. Paasfees kom sê vir my en jou, die doel van die lewe is 'n lewe wat gebou is op 'n verhouding met die lewende God wat getriomfeer het, wat opgestaan het, wat ons gesing het, wat leef, vreugde, ons Here leef. Ons kan vir mekaar 'n klomp voorbeelde noem oor hoe dit werk, maar een wat ek raak gelees het, wat nogal vir my diep getref het, is jy soos die son wat opgekom het.
En hierdie son sak nooit weer nie. 'n Son wat nuwe lewe verwek, en hierdie son met hoofletter is die gekruisigde Christus, die Seun van God. In die weer van die vorige weergawe is, as ons dink aan donderdag, as ons dink aan Vrydag, sê die Here Jesus, net voor hy sy laaste asem uitblaas, en hy staan op een van die kanselklere, daai swarte daad, dit is volbring. Dis klaar. Nadat die soldate Jesus se liggaam afgehaal het, nadat alles verby is, sien ons die verwagting. Eintlik is die verwagting daarmee heen. Jesus is dood. Sy disippels kruip weg. Die verhaal wat vertel word as ons die evangelies lees, sien ons hoe eintlik al wat beweeg, wat rondgaan, is die vrouens. Die 12 disippels, 11 kruip in kamers weg, bang. En dan juis sien ons op hierdie Sondagoggend die woord van God soos wat Johannes begin. Die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. Die gestuurde van God het lewendig geword. God leef. Die waarheid is juis dit, dat die graf dit nie kon stop nie. Die waarheid is juis dit, dat die dood oorwin is. Dat versoening behaal is ter wille van my en jou. Verlossing deur Christus. En dat daar 'n nuwe begin is. As ons dink aan Paasondag, is dit juist vir my en vir jou geleentheid om te sê, maar as ons dink oor ons lewe, as ons dink oor ons geestelike, daar waar ons beweeg, daar waar ons geloof uitleef, om dit vir 'n oomblik in oorskou te neem en te sê, maar wat maak ek met hierdie nuwe begin wat God vir my gee? Hierdie nuwe lewe begin met die wete, eintlik 'n paashart, as ons so snaaks kan sê. 'n Paashart wat vanuit die besef uitgaan dat God ter wille van my en van jou gesterf het, maar meer as dit, dat hierdie Here leef. Die graf is leeg. Maria Magdalena, so wat ons gelees het, die vroue kom by die graf en hulle lewe word verander. Blydskap, vreugde, eintlik 'n oorbliftheid van wat gebeur hier? Christus leef. Hy's nie hier nie. Ons onthou die woorde. Een van die evangelies praat van, ons onthou die woorde wat hy gesê het. En onmiddellik het hulle opgestaan en teruggegaan en vir die disippels gaan vertel. Johannes vertel dit eintlik so half komieklik waar hy sê, maar hulle het so vinnig gehardloop, die disippels, om by die graf uit te kom, dat Johannes, die geliefde disipel, vinniger was as Petrus. As ek en jy dink oor 'n Paashart, as ek en jy dink oor die hoop van Paasfees, van hierdie Paasondag, wat maak dit in ons lewe? Het dit nog 'n impak? Het dit nog 'n invloed? Is dit net maar nog 'n Sondag wat ons bymekaar kom? As ons dink oor hoekom ons Sondag kerk het, is dit juis vanuit daai besef, ons vier elke Sondag die opstanding van 'n God wat 'n werklikheid is, van 'n God wat saam met my en jou op pad is. Ons beleef deur die goedheid, die genade van die Here wat vir ons kom sê, maar
Ons kan op hom reken. Ons kan op hom bou. Ons kan 'n nuwe lewe, 'n vol lewe saam met hom leef. Want hierdie Paashart, hierdie nuwe lewe is gevul met 'n nuwe missie, met 'n nuwe roeping. 'n Roeping vol moontlikhede. 'n Roeping waar ek en jy vir mekaar sê, maar dit gaan nie oor ons wat hier is nie, dit gaan dat ons hier uitgaan en gaan vertel. Dat ons 'n voorbeeld is, as ons dink, ons gaan nou doop vir ons kinders. Dat ons 'n voorbeeld is vir ons kleinkinders, dat ons 'n voorbeeld is vir die mense saam met wie ons werk. God is vir my 'n werklikheid, dit kan nie net hier binne bly nie. Ons dra nie net doodsklere nie. Ons dra klere wat ons vir mekaar sê, maar ons het 'n werk, ons het 'n doel, ons het 'n roeping. God is 'n werklikheid en daarom is ek en jy bereid om te sê, ons gee nie voor nie. Ons is wie ons is, want God het ons lief, net soos wat ek en jy is. Hy maak ons en gee vir ons 'n nuwe lewe, sodat ons kan groei in ons geloof, kan nuut word, kan vernuwe word, sodat ons al meer God se roeping sal uitleef. Juis om hoop te bring. En as ons dink, as kerk, as gemeente, is ek en jy is daar om gevul te word, nuut gemaak te word, om ook mekaar se klippe te help uit die pad uitrol, om kliprollers te wees, as ons dit so wil sê. As ons dink aan die van die gedeelte wat ons gelees het, die eerste teken is die oop graf. Die graf wat leeg is, die klip wat weggerol is. Ek en jy kry geleenthede in hierdie wêreld, in hierdie lewe, waar ons deur die genade van God 'n verskil kan maak in mekaar se lewe. Waar ons vir mekaar, vir mense wat in wanhoop leef, kan hoopbring. Waar ons vir mekaar, vir mense wat in vrees leef, lig kan bring, kan intree. Mense wat moedeloos is, kan vertel van God se genade. Maar dit begin by my en met jou. Dit begin by ons wat sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Hier is ek, Here, ek besef, ek leef in die almag van 'n alwetende, lewende God. Stuur my. En ons lees in hierdie gedeelte van hierdie vrouens, ek wil dit weer lees. Vers 8. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. 'n Vreugde, want hulle Here leef. Die Joodse raad kon hom nie keer nie, kon hom nie doodmaak nie. Die Romeinse owerhede wat ook gedink het die Here is dood, kon dit nie doen nie. Die skare, die soldate, die dood self, kon die almag van die Here nie stop nie. Die Here wat met jou 'n pad stap.
Die Here wat vir jou kom sê, jy is genoeg. Die Here wat vir jou en vir my kom sê, ek het jou lief. Maak nie saak hoe hierdie wêreld lyk nie. Hierdie Here begin met my en met jou. Mag ek en jy, broer en suster, gevul wees, gevul word met die vreugde van Paasfees. Maar mag ons ook 'n aanvoeling hê om in hierdie gebroke wêreld vir mekaar om te gee. Mag ons 'n voorbeeld wees, soos wat hy gesê het, nie net vir ons kinders nie, nie net vir ons kollegas nie, maar daar waar ons gaan, mag ons die vreugde om hierdie God te mag ken uitleef. Mag ons harte warm klop vir die Here, wat met my en met jou begin. Ons lees in Esegiel, waar Esegiel vir hierdie volk om sê, kom bid eintlik, waar hy kom sê, maar haal hierdie kliphart van my uit, en gee vir my 'n hart van vlees. Gee vir my die wete, Here, dat U teenwoordig is. Mag ek en jy, broer en suster, nie klipharte hê. En as ons dit het, mag ons die gebed van Esegiel bid. Here, gee vir ons 'n hart van vlees. Gee vir ons 'n hart wat omgee vir hierdie wêreld, vir die mense rondom ons, sodat ons kan hoop bring, die vreugde om God te mag ken, te kan uitleef. Die groot wonder van Paasfees is nie net dat ons na die dood opnuut sal lewe nie, maar dat ek en jy deur die onsaglike krag van Jesus Christus se opstanding nou reeds nuut gemaak is, nou reeds vernuwe is, en so vir hierdie wêreld kan hoop bring, so hierdie wêreld kan vernuwe, deur sy krag en sy genade. Mag ek en jy dit ook doen en uitleef. Kom ons bid saam. Here, is 'n vreugde om in hierdie oggend te kan hoor, te kan leef, te kan lees, Here, U leef. Dankie, Here, dat U ons in hierdie oomblik en so ook elke dag oproep om 'n nuwe ons roeping wat U vir ons gee, te kan uitleef en uitdra. Here, dit gebeur so maklik dat ons roeping, ons lig wat ons in hierdie wêreld moet wees, onder die maatemmer inskuif. Dit gebeur so maklik dat ons deur die omstandighede wat ons ingaan beleef, Here, vergeet van die goedheid en die genade. Mag ons, Here, daar waar ons gaan, opnuut verseker word van U wat saam met ons is. Ons kom bid, Here, kom vra dit in U groot en heilige naam. Amen. Broer en suster, en dit is vanoggend my voorreg om vir 'n kindjie tot doop te bring. En daarmee saam lees ons dan die formulier vir die bediening van die doop aan kinders. Die formulier lees so: Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet
en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as teken gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale manier bevestig. As teken en waarborg het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. En hoe gebeur dit? Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in die verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief in hulle verlossing neem. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot geword het oor die betekenisse en eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toewyding van God se beloftes en tot deelname aan die nagmaal te begelei. Broer en suster, ek hoop jy hoor hierdie woorde. Nie net die ouers wat vanmôre gaan doop nie, maar ook die ouers wat vanmôre in hierdie gemeente sit, wat op 'n stadium hier voorkom staan het, dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het om ons kinders in te lig oor die genadeverbond wat die Here met hulle begin het. 'n Voorbeeld vir hulle te wees oor hoe ons hierdie genadeverbond, die werklikheid van God in ons lewe uit te leef. Om hulle op te roep om dit deel te maak van hulle eie lewe en hulle tot deelname aan die kerk, aan die nagmaal te begelei. Ek gaan vra dat ons dat Rion en Estelani vorentoe kom, dan gaan ons die vrae hanteer. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van verlossing is. Ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is
en die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Dit is julle antwoord, Rion. Is dit lang nie? Ek gaan dan vra dat Ruben vorentoe gebring word terwyl dit gebeur, broer en suster, kom ons sing lied 293. Kom ons sing dit hartlik saam. Kom ons staan. Jesus, neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal. Halleluja, amen. Jesus, gee aan ons sy seën, lei ons op die regte pad. En ons weet dat hy ons liefhet, hy het self ons hand gevat. Loof die Here, almal altyd, halleluja, amen. Julle moet hier kom staan en julle vir hom eendag vertel as hy groter is, né? Reg. Ruben, Reginald, John, Henning, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, hoe groot voorreg is dit nie om vanoggend hier as kerk, as gemeente in u teenwoordigheid te wees nie. Om ook hierdie klein babatjie wat nog niks verstaan nie, in u naam te kan doop, te kan toewy aan u. So kom bid ons, Here, ook vir Estelani en vir Rion, dat u hulle as ouers die krag en die genade sal gee, soos wat u al reeds doen. Dat hulle vir hulle kinders 'n voorbeeld sal wees. Dat hulle vir hulle kinders sal leer van die genadeverbond wat u met hulle begin. So kom bid ons ook in hierdie oggend dat u, Here, ons as gemeente, as kerk sal gebruik, sal stuur om ook, Here, u roeping uit te leef. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in u naam. Amen. Ek gaan vra dit om Reg vorentoe kom om saam met my namens die kerkraad ook dan vir julle geluk te sê. Is dit daar nie? Is daai? Rio, geluk vir julle. Geluk vir julle drie, nee. Wat sê? Baba. Geluk, dankie. Sê. Broer en suster, kan hulle plekke inneem. Dan gee ek geleentheid vir die liefdegawes om opgeneem te word.
Broer en suster, die afkondiging vir die week is soos volg. Ons dink aan die volgende persone. Ons dink aan Janus Viljoen en Tannie Naomi Swart. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, as ons in hierdie oomblik om stil word, wil ons die eerste kom dank. Here, dat U U lewe gegee het ter wille van ons. Maar ook, Here, dat U opgestaan het. Dankie vir 'n geleentheid om ook aan ons dankbaarheid te kom wys. Here, seën ook hierdie dank, hierdie liefdesgawe, dat dit gebruik sal word tot uitbou van U koninkryk. Ons kom bid ook in hierdie oggend, Here, vir Janus, vir Tannie Naomi, Here, dat U ook met hulle sal wees. Gee U vir hulle die versekering, Here, die wete dat U teenwoordig is. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, geluk aan almal wat verjaar. Mag dit vir jou 'n besonderse dag wees en mag jy sommer net lekker bederf word. Die 5de April verjaar Nicolas Moster, die 6de Tinus de Kok en Ria Leroux, die 9de G.D. Briwer en oom Eugene Heinz, die 10de April Anlia Botha, Arna Briwer en Anna Jansen, en dan die 11de Kobus Breitenbach en Wilma Viljoen. Geluk aan almal weer en mag dit sommer vir jou 'n besonderse dag wees. Broer en suster, môre is nog vakansiedag, Dinsdag is nog vakansie en Maandag begin die skole. Ek weet nie of dit goed of sleg is nie. Maar ek dink dit sal lekker wees om die kinders vir nog so rukkie by die huis te hê. Ek dink hulle gaan dit ook geniet. Maar ongelukkig begin die skole dan Woensdag. Dan broer en suster, dankie vir elkeen wat help met alimentasie om vir gesinne in ons eie gemeente te ondersteun met kospakkies. U kan daarbey nog steeds betrokke raak. En dan FK vergadering is die 20ste April om 6:00 in die konsistorie en dan ons bazaar vergadering is die 29ste Mei. En dan is daar so 'n paar kommissiesvergaderings wat begin vanaf die 19de April met erediens en sang. Omgeebediening is die 20ste April, jeugbediening 21 April en dan ons fondsinsameling is dan die 22ste April. Broer en suster, dan vir al die oud skooliere en eintlik vir almal in die dorp is daar die fees van die skool die 25ste tot die 27ste September. Vir al die oud skooliere, as jy op 'n manier die program wil hê of wil betrokke raak by die geleentheid, asseblief stuur hierdie jou inligting na die skool toe, of as jy weet van iemand wat nie vanoggend hier is nie, stuur asseblief hierdie inligting vir hulle, dat hulle dan ook met die skool in verbinding kan tree. Broer en suster, is al die afkondigings vir vandag. Kom ons sluit af met ons slotlied, lied 414, dan vra ek dat julle staande bly vir die seën, en dan na die seën, sluit ons af met lied 417. Kom ons staan, dan sing ons dit hartlik saam. Jy verloostes, jy geen sing, Halleluja, Halleluja. Jesus het die dood oorwin, Halleluja, Halleluja. Hy het uit die graf gegaan, Halleluja, Halleluja. Loof ons koning, prys sy naam, Halleluja, Halleluja. Hy het klaar die stryd gestry, Halleluja, Halleluja. Lewe is vir ons verkry, Halleluja, Halleluja.
roem die Vors wat leef en heers. Halleluja, halleluja, God se volk vir ewig fees. Halleluja, halleluja. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou te help as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou, want hy lei jou deur sy Gees. Mag die drie-enige God, Vader, Seun en Gees, van nou af tot in ewigheid by jou wees. Amen. Jesus, ons Here, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Hoe was U verneder, hoe het U gelei, hoe is U verheerlik, U voor heerskappy. Jesus, ons Here, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Jesus, ons Here, opgestane Heer, omdat U oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was ons gebonde, hoe was ons verkneg, U bevry tot lewe, want vir ons die wet. Jesus, ons Here, opgestane Heer, nou het ons 'n toekoms, lewe by ons Heer. 'n Mooi dag vir almal.